Ons sê goeiemôre van my kant af. Lekker om julle te sien. Ons het so 'n paar van julle met die hand gegroet al. En as ek jou nog nie gegroet het nie, how's it? Dit is lekker om jy hier te hê. Mag die Here jou bless vanoggend uit jou sokkies uit. En mag jy net hierdie diens saam met ons geniet. Sit terug. Jy's in 'n veilige spasie. En God het altyd net die beste vir jou in gedagte. Amen. Amen. Nou so, ek het al met 'n vorige preekgeleentheid het ek genoem dat ek is deel van 'n groot familie. Aan my pa se kant was hulle 9 kinders. Ek weet daar's gesinne wat groter as dit is, maar ek dink hy was tweede jongste. Aan my ma se kant was hulle 8 kinders. So tussen hulle boeties en sissies het hulle elkeen 3 of 4 kinders gehad. So as al die kinders bymekaar kom, was nog 'n groot geraas. En ouma en oupa daar by hulle huis het ons altyd bymekaar gekom en dan die tannies hulle beste resepte uitgehaal. Het ons geëet. Maar dit was altyd 'n fees en die groot mense het by die langtafel gesit, die kinders het op die vloer gesit op so, ons het dit 'n Charlie genoem. Onthou jy daai kombersie uit sulke op die Charlie gesit met sulke bordjies, sulke blikborde, het ons geëet. Maar dit was baie lekker geweest. Maar soos mense het almal nie oor die weg gekom nie, né? Almal het nie langs dieselfde kampvuur gesit nie. En die gevolg was dat ek van die ooms en tannies, veral aan my pa se kant, nie so goed geken het nie. Ek het geweet van hulle, maar het hulle regtig nie geken nie. Tot vandag toe het ek nog nie my pa se oudste broer ontmoet in persoon nie. Ek het sy stem al oor die foon gehoor, maar nog nooit persoon ontmoet nie, of sy vrou of die kinders, my niggies en neefies van hulle nie. Maar ja, rus en vrede. My pa het liefde, daar's liefde en oorvloed weer. Hulle het opgemaak intussen en dit gaan goed. Hulle sê mos as jy ouer word, dan sit jy al die goed agter jou, die kry wysheid en kennis. So altyd as my ma en pa in die huis gepraat het van hierdie ooms en tannies, dan het ek geweet wie is hulle en waar hulle in die prentjie in pas, maar vir my as Marius was hulle 'n vreemdeling geweest. So hulle was bekend, maar 'n vreemdeling. En dieselfde vir party van my niggies en neefies, hulle was bekend, maar vir my Marius was hulle 'n vreemdeling geweest. En ek wonder as ek dit vandag kan kom deurtrek na ons geestelike lewe toe, met God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. As ons kyk na Vader, die Vader figuur, as jy oë sou toemaak en jy sê, Here, kom wys vir my Vader, kom wys vir my 'n prentjie van wie is, wat 'n prentjie sien jy? En ons kan hom maklik identifiseer in ons lewe. Ons kan byvoorbeeld sê, okay, hy het die aarde geskape en ons kan ons gedagtes soontoe laat gaan, ons kan relate met dit. Ons sien hoe hy die volk Israel gelei het op soveel kere en hulle uit moeilikheid uit gehelp het en hy het hard gepraat in die Ou Testament met hulle en dan was hy weer 'n Vader wat gesê het, maar ek gaan julle toemaak soos 'n hen haar kuikens. So mens tel daai Vader hart op, mens kan relate met dit. En as dit kom by Jesus, dan ons ken Jesus, ons praat en ons preek baie oor hom en die krag van sy opstanding. Ons weet die geboorte, veral as dit kom by Kersfees, Jesus is gebore vir ons. As dit kom by Paasfees, hy het in die kruis vir ons gesterf. En kan ons relate daarmee, né? Maar as ek sê, maak jy oë toe en kyk of jy 'n prentjie kan kry van wie is Heilige Gees vir jou. En dan is dit baie keer vir van ons wat hier sit, is dit ek weet nie so mooi nie. So sy naam word baie keer genoem, ons preek baie keer oor hom, ons lees baie van Heilige Gees in die woord van die Here. Maar wanneer ons daaroor mooi dink, is hy nie dalk vir ons hierdie bekende vreemdeling nie. Ons weet hy was daar so reg van die begin af, maar ken ons hom regtig intiem soos wat die Vader wil hê ons hom intiem moet ken. Soos wat ons bekend is met Abba Vader, bekend is met Jesus Christus, is ons regtig so bekend met Heilige Gees, die derde persoon in die drie-eenheid van God, is ons regtig bekend met wie en wat hy is. So vanoggend skop ons dan hierdie reeks af, bekende vreemdeling. Alright, en wil ek hê ons moet introspeksie in ons harte kom doen, nie om sonde te kom uitkrap of enige sulke goed nie, maar net om regtig die vraag te vra, ken ek regtig waar die Heilige Gees, en wil ons jou saamvat op 'n journey oor die volgende 6 weke, moet nie die dienste mis nie. As jy dit dalk mis, gaan volg op ons YouTube kanaal, like en subscribe natuurlik, maar maak seker jy word bekend en bevriend jouself met die Heilige Gees en leer hom lief kry en kom sommer saam
op die journey. Nou ek weet hier voor my sit mense, as ek die woord Heilige Gees sê, dan sit jy, wonderbaar, al die liggies is aan, en jy's die journey nou al 'n tydjie saam met Heilige Gees, en jy dors, en jy honger na meer van Heilige Gees, jy ken hom, as jy opstaan in die oggend, dan is jy net bewus van sy teenwoordigheid, en ek weet, die Here journey met ons elkeen, of ons journey saam met die Here, op ons eie pas, en openbaar die Here die regte goed op die regte tyd, aan jou as persoon, en ek weet ook, vanoggend sit hier mense wat skepties is, jy het al 'n paar goed beleef in jou lewe, met Pinkstertye, soos nou, né? Dit was dalk bietjie vreemd geweest, en jy kan paar goed rondom die Heilige Gees nie verstaan nie, en jy het op 'n plek gekom waar jy sê, ek hou dit bietjie op 'n afstand, ek verstaan nie mooi nie, is okay, ons kan praat oor dit, en alles goed, maar dis genoeg vir my. Jy moet ook kom saam journey, en dan is daar van ons wat hier sit vanoggend, wat hierdie goed is net nuwe nuus, en ek wil vir jou sê, maak oop jou hart, as jy net oningelig is dalk, of onbewus is, journey saam met ons oor hierdie volgende 6 weke, maak jou hart wyd oop, en leer ken die krag en die persoon van wie Heilige Gees is, want ek beloof jou, dit gaan jou lewe kom radikaal verander, en jou geestes journey saam met die Here, op 'n nuwe traject sit, dis hy wat ons kom bekragtig, dis hy wat ons doop met vuur, en dis hy wat vir ons die waarheid van die woord kom oopbreek. So vanoggend in kort, wil ek 3 punte vir jou kom voorsit, as 'n afskop, as 'n wegspringposisie, om vir jou te sê, of om jou hart te kom posisioneer, om te sê, wie is Heilige Gees, en wat wil hy doen in jou lewe? So die eerste ding, wat ek vanoggend met jou wil kom oopbreek, is dat Heilige Gees is persoonlik. Hy's persoonlik in jou lewe betrokke. Johannes 14, vers 16 tot 17 sê so, en ek sal die Vader vra, dis nou Jesus wat bid, hy sê, ek sal die Vader vra, en hy sal julle 'n ander voorspraak gee, om vir altyd by julle te wees. Sê net vir jou langs jou, vir altyd. Wat 'n belofte, vir altyd. Die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat dit hom nie kan sien of ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. Wow, wat 'n belofte, wat 'n gebed wat Jesus bid, en hy sal altyd by jou wees, en hier binne in jou, en kom maak daai waarheid vanoggend vas in jou hart. Dankie Here, dat u deur die vorm van die Gees, van die Heilige Gees, hier so binne in my is. Die Heilige Gees is 'n geskenk van die Vader, wat Jesus gebid het, sê, Here, Vader, ek weet, ek gaan weggaan, maar ek stuur vir hulle die Heilige Gees, die ander voorspraak, noem Jesus hom. So Jesus het hier op aarde, het hy saam met sy disippels gejourney, hy het hulle gelei, hy het hulle geleer, hy het hulle partykeer vermaan, hard met hulle gepraat, en nou weet Jesus, as hy sou weggaan, het hulle iemand anders nodig, en dit is presies wat Heilige Gees kom doen. Heilige Gees het Jesus se rol kom inneem by elkeen van ons as mens. Nou hierdie woord ander voorspraak in die Grieks is parakletos. Parakletos, wat beteken om iemand langs jou te hê. As jy nou hier voor is waar ek is, kan jy 'n mooi prentjie sien van Johannes en hulle soos 'n koeksuster gevleg hier aan mekaar. Lekker om warm te kry, maar dit is presies wat dit is, en van julle sit ook lekker naby aan mekaar. Dit is presies wat dit is, om in te haak by jou. Heilige Gees kom, en hy kom haak as ware by jou in, en hy sê, ek het jou. Ek weet nie of julle opgelet het, toe het julle ingekom het, net voor die diens begin, het ons al 'n videoetjie wat gespeel het, daar was sulke stiekertjies oral, en dit het net my hart kom roer, want dis presies wat Heilige Gees kom doen. Hy remind jou, as jy koffie maak, ek is jou koffie buddy. As jy die Bybel oopmaak, en kom breek hy die waarheid vir jou oop. As jy in jou kar ry, en jou gedagtes begin gaan na 'n plek van bekommernis, is hy die een wat vir jou kom sê, dit gaan okay wees, ek is by jou, ek sal jou nooit begewe, en ek sal jou nooit verlaat nie. Hy is ons trooster, as iemand aan die dood afstaan, dan bid ons altyd, Heilige Gees, ek weet nie wat hierdie ou deurgaan nie, maar Heilige Gees, u weet, kom vertroos, kom maak sterk, kom verbind, maak heel, kom smeer 'n salf hierso, wat mense woorde nie kan doen nie, en kom genees. Hy is die raadgewer, soos 'n advokaat. Ek het julle al vertel, ek het so 2-3 ure in die tronk gespandeer, omdat ek te vinnig gery het, maar in daai oomblik, want nou moet ek weer in die hof gaan verskyn, dadelik bel ek die pastoor van met wie ek gewerk het, daardie Rudy Koortsen se seun is 'n advokaat. Ek bel hom, ek sê, my vriend, jy kan maar daai rekening stuur, maar ek moet nou vra, hoe adresseer ek daai magistraat wat daar voor sit, en hoe verduidelik vir my broek het gebewe, dit was horrible, maar hy sê, nee, maar nie, en in daai oomblik beleef ek iets van Heilige Gees, hy sê, nee, alles gaan okay wees, doen hierdie trek mooi aan,
sit 'n das aan, sê hy vir my. En daar's 'n oomblik van vrede, en toe ek hy voor neersit, kan ek asemhaal, kan kalm wees, okay, ek is reg vir hierdie een. En het hy ons kom help. Dit is wie Heilige Gees is, hy kom bekragtig jou, en hy kom staan jou, en hy kom hak by jou in. So, ons sien hierdie prentjie, ons het dit nou beleef, donderdag aand, ons het Hemelvaart gevier, wie van julle was hier so gewees? Het was 'n regtig awesome diens gewees, maar beleef ons, waar Jesus opvaar in die hemel, en ek het gesê, ek is die persoon wat agter sou bly vir die Q&A, want hoe gaan hierdie nou werk? Jesus, jy is my beste vriend, jy het my gelei al hierdie tyd, waar is jy nou? Ek gaan vir die Heilige Gees stuur, en was my so mooi prentjie, terwyl ek voorberei, kom vat die Here my terug na my kinderdae, en in die huis, dan sit my sussie so oorkant my en doen huiswerk, my boetie, en ek het hierdie kant van die tafel gesit altyd, dan sit so een na die ander, dan moet ma nou eers kom, dan moet sy die wasgoed en die skorrelgoed los, of wat ook al sy gedoen het, dan moet sy eers kom wiskunde verduidelik. So aan ek my beurt afgewag, tot my frustrasie, want daar was ook maar hiërargie en rangorde in die huis. Maar sien ek hierdie prentjie van, hoe cool sou dit gewees het, as ek my ma in 4 kon verdeel, want elke kind sy eie ma gehad. Okay, dieselfde ma, maar ek het die voordeel van ma, wat vir my persoonlik kan wiskunde verduidelik. En dis presies wat Jesus kom doen het. Hy het gesê, ek is beperk in my menslike liggaam. Nou, Jesus was seun, hy was mens, en ten volle mens, ten volle God, maar in 'n menslike liggaam, maar was hy beperk tot een plek, tot 'n persoon, of tot 'n groepie, tot persone. En was sy hart, hy wil almal aanraak, en dink as jy die wiskunde somme gaan doen, dan sal dit 'n hele paar 100 jaar vat, vir Jesus om by elke liewe 8 biljoen mense te kom stil staan, vir 'n 10 minute gesprek. Maar die oomblik, toe hy die Heilige Gees uitstort op Pinksterdag, het hy 'n persoonlike Jesus vir ons elkeen kom gee. Die volle krag, ons gaan nou daai skrifgedeelte aanhaal, maar die volle krag wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het, wat hom gelei het hier op aarde, wat wonderwerke in en deur hom kom doen het, daai selfde Gees het hy in een en elkeen van julle kom sit. 'n persoonlike Jesus vir my, en 'n persoonlike Jesus vir jou. Dit is wat hy kom doen het, in daardie oomblik. So Heilige Gees is persoonlik, en hy's by jou. Tweede ding wat ek wil kom stilstaan by is, Heilige Gees is teenwoordig. Altyd teenwoordig. Een van die radikale persone, ek volg hom so nou en dan op, of ek luister so nou en dan na sy preek, en ek kan nie sy naam nou onthou nie, vertrust Marius om 'n naam te onthou, maar wanneer hy bedien, is dit sterk in die krag van Heilige Gees, en wonderwerke en so, en is 'n jong ou, en hy maak ander dag hierdie profound statement, en hy sê, daar's hierdie stigma, dat Heilige Gees jou verlaat wanneer jy sondig. Hy sê, hoekom sal die een wat jou sal wil lei in waarheid, en in vrede, jou verlaat, wanneer jy dit die nodigste het? En ek sê, wow, wat 'n statement, wat 'n revelation vir my as persoon, en 'n verligting, dat Heilige Gees altyd by my teenwoordig is. Heilige Gees is nie net iemand wat ons beleef nou in hierdie tyd nie, en ek weet, vir ons wat lief is vir die werk van Heilige Gees, en die manifesterende krag van Heilige Gees, is hierdie tyd vir ons 'n baie belangrike tyd. Hierdie is great tye, ons beleef weer 'n ervaring van Heilige Gees, soos in die eerste kerk. Maar Heilige Gees is nie net iemand wat homself openbaar of manifesteer in Pinkstertyd nie. Hy's altyd teenwoordig, 24/7, 7 dae 'n week, 30 of 31 dae 'n maand, en 12 maande 'n jaar, is Heilige Gees teenwoordig in jou lewe. Ons moet verstaan dat Heilige Gees het nie ontstaan op Pinksterdag nie. Gaan saam met my terug, Genesis, die eerste vers, praat hy van, die aarde was dor en leeg, en Heilige Gees het gesweef, die Engelse woord is abyss, oor die leegheid van die aarde. Ek kan nou die regte woord nou by my opkom nie, maar daar's hierdie mooi woord wat die een vertaling gebruik. The Holy Spirit was brooding. So dit is soos 'n hen wat op 'n nes sit, en warm hou, en verwagtend is oor wat besig is om te broei. Dit was Heilige Gees, reg van die begin af het ons hom gesien. En dan tweedens sien ons hoe die ruach van God, die wind van God, die asem van God, self persoonlik in ons as mense neusholtes kom ingeblaas word, deur God homself, en ons mens word lewendig, ons word lewende wesens. Dan verder sien ons dat die volk Israel is besig om te trek, hulle slaan kamp op, en ons hierdie tabernakel, en aan die dag kom hawer God in sy teenwoordigheid soos 'n wolkkolom bo hierdie tabernakel. In die aand
is die een vertaling verduidelik dit soos 'n wolkkolom, maar binne in dit was 'n vuurkolom gewees. Wow, wat 'n prentjie in hierdie gesig om net daaraan te dink. En God wat in die middel van sy volk sy tuiste te kom maak om onder sy mense of tussen sy mense te wees. En dan uiteindelik op Pinksterdag kom die Heilige Gees en hy stort homself. Dis nadat Jesus opgevaar het na die hemel toe en dit is nou 8 dae wat nou oor is. Dan is dit Pinksterdag. Moenie dit mis nie. Dit gaan regtig exciting wees. En hoe manifesteer Heilige Gees hom? As jy die Handelinge lees, 'n tonge van vuur wat op hulle hoofde kom rus het. En as 'n teken, nou vir my is dit 'n wonderlike oomblik, want in die Ou Testament kon die mense dit net sien en ervaar, daar op 'n verte, dat God manifesteer sy teenwoordigheid daar, en daar waar hy beweeg ek. En jy kan nie sonder, as Here, as U nie beweeg ek nie, het Moses op 'n stadium gesê, maar hier is Pinkster, en kies God, wat altyd in 'n doerte en altyd in 'n verte was, kies hy om hierso, om my hart, sy woning, te kom maak. Hoe amazing is dit, dat die God van die heelal, deur sy Heilige Gees kies, om jou hart, sy tuiste te kom maak, en op die dag van Pinkster, stort hy homself uit, in totaliteit, oor jou as mens, en hy kom maak jou hart, sy tuiste. God is teenwoordig in my, en God is teenwoordig in jou. Verstaan jy die krag van wie in jou woon? Verstaan jy die autoriteit van wie in jou woon? Die God van die heelal, maak jou hart, sy tuiste. Yes, maak ek droog. Is jy alleen? Nee, jy is nie alleen nie. In jou donkerste tyd is Heilige Gees in sy volle krag en sy volle mag in jou, by jou en om jou en draai hy jou. Kom hak hy hier langs jou in en sê, come on, we're gonna make it. Ons gaan die pad stap. Wat 'n voorreg om die God van die heelal jou eie te noem. Awesome. Die God van die heelal kies jou hart om sy tuiste te maak. God het nog altyd hierdie brandende begeerte gehad om in jou te kom woon, om by jou te wees. Voor die grondlegging van die aarde was dit sy hart en sê, ek wil by jou wees. Ek wil tyd by jou spandeer. Dan wil ek saam met Dawid uitroep of bid en sê, who am I that you are mindful of me? Dis 'n oorweldigende dankbaarheid wat my hart kom vul in hierdie oomblik. Die derde ding is, Heilige Gees is kragtig. Dis kragtig. Ons sien, dink is Elia, help my gou, maar hy's daar, hy's besig om weg te kruip. Hy's bang, nadat hy die Baal-profete doodgemaak het, en hy sê, Here, kom praat met my, en daar's 'n stormwind, en daar's aardbewings, en dan sê die Bybel, daarin was God nie, en dan is die volgende, die derde ding wat gebeur is, and there was a still small voice, en dan sê hy, daarin was God. Heilige Gees is dit baie keer vir ons, maar ons moet besef dat Heilige Gees is kragtig. Hy is die krag van God in werking. Heilige Gees, wanneer hy ons kom doop, wanneer hy ons kom woon, kom gee hy ons krag, die vermoë om anders te lewe. Hy doop ons met sy vuur en transformeer hy ons lewens in totaliteit. Hy kom gee ons krag om soos Jesus te kan leef. Hy gee ons krag om sy getuienis te wees. Hy kom gee ons krag om anders te leef en om voluit te leef, selfs wanneer dit vir ons moeilik is. Hy is die innerlike krag wat hier van binne af kom verander. Hy kom breek sondige gewoontes. Hy is die een wat vir ons kom dring en sê, hey, dis nie wie jy is nie. Hy kom vul ons met absolute liefde en hy kom bring binne in ons voor die vrug van die Gees wat ons lees van in Galasiërs 5. Hy is die krag wat ons kom voorberei vir dienswerk en om diensbaar te wees teenoor ander. Hy kom gee vir ons bonatuurlike vermoëns om te kan profeteer en maak jou beld vas. Dit is ook deel van jou lewe. Hy kom gee vir ons bonatuurlike vermoëns om 'n woord van wysheid en 'n woord van kennis te hê. En ons lees in 1 Korintiërs 12 vers 7, aan elkeen van ons word 'n openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Hy kom roer die binnekant jou en hy kom rus jou toe om vir die volgende ou iets te kan beteken. Wanneer ek en jy in gebed is en ons weet nie regtig wat om te bid nie, dan kom Heilige Gees en hy kom maak 'n gebed hier binne in jou wakker en jy begin 'n intercessor te wees om in te tree vir jou familie, vir jou vrou, vir jou man, vir jou kinders en vir Alberton. As jy Heilige Gees net toelaat om hier binnekant jou 'n stem te wees en jy wat bereid is om gehoorsaam te wees aan daardie stem. En uiteindelik wil ek vir jou sê, dieselfde Gees
wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek, leef in my en leef in jou. En is Jesus se begeerte vir oggend en 'n uitnodiging aan my en jou vir oggend om dieselfde lewe wat Jesus Christus op aarde geleef het, te kan lewe. Hoor wat sê Jesus in Johannes 14 vers 12. Hy sê, ek verseker julle, nie wie aanhou glo in my, sal ook die werke doen wat ek doen. Hy sal selfs nog groter dinge doen as dit, omdat ek na die Vader toe op pad is. Want julle ook, wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die optrede van die Seun verheerlik word. As julle my enigiets in my naam vra, sal ek dit beslis doen. Dieselfde kragte, dieselfde wonderwerke wat Jesus gedoen het, sê Jesus in hierdie skrif, dit sal jy doen, en soveel meer. Glo jy dit? Ek weet nie. Dis wat die woord sê. Die woord sê, jy is by magte, deur die werking van Heilige Gees wat in jou is jy by magte om te doen, soveel meer. Daar gister by Striestor, daag daar 'n man op, en die trane loop oor sy wang. Nee, sê ek het kanker. In 'n oomblik staan daar 'n stuk geloof in my op, en ons begin vir hom te bid. Of hy genees is, weet ek nie, maar ek weet, in 'n oomblik was die geneesheer teenwoordig. As jy nou vir my vra om vir iemand te bid, ek weet nie. Maar in 'n oomblik kom Heilige Gees en hy kom bekragtig jou om te doen meer as wat jy ooit kan bedink of vra. En ek wil jou vanoggend kom lei. Ek of met die pads 'n bietjie harder sit. As dit my en jou begeerte is vanoggend om te leef soos wat Jesus geleef het, nie as 'n stuk veroordeling om dit te beleef as, okay, jy moet nou leef so of los dit nie, maar as 'n stuk bemoediging. As 'n stuk bemoediging volgens die Here, dit waarvan Marius nou net gepraat het, hierdie bekragtiging, ek wil so kan leef. Ek wil stap in daai autoriteit, ek wil stap in daai krag. Kan ons die vraag vra, hoe? Dan wil ek vir jou kom sê, kom ontdek. Kom ontdek die krag wat binne in jou leef. Kom ontdek Heilige Gees. Kom maak die bekende vreemdeling jou beste vriend. Laat toe dat Heilige Gees die kennis, die kopkennis wat ons oor hom het, laat dit revelation raak hier in jou hart. En al wat dit kos is om by hom te gaan stil sit. In Matteus, in die message vertaling, sê Jesus dit so mooi. Hy sê, ek het al hierdie goed vir julle gesê, maar as jy iets nie verstaan nie, kom sit by my. And I will go over and over and over it with you again. Ek sal jou oor en oor en oor en oor en kom vertel, sodat jy 100% kan verstaan. Met ander woorde, kom sit en maak tyd vir Heilige Gees. Maak hom jou nommer 1 prioriteit in jou lewe. Hy's teenwoordig, hy's persoonlik en hy's kragtig vanoggend. En ek wil jou vanoggend vra, daar wees sit, maak toe jou oë. Maak toe jou oë. En ek gaan net hierdie sang vir ons sing, dit gaan oor die Heilige Gees, en daar kom 'n plek in jou lewe waar niks meer vir jou saak maak as die teenwoordigheid van God in jou lewe nie, waar jy, ek wil sê bang, maar 'n goddelike vrees in jou kom ontwikkel, waar jy sê, Here, ek wil nie links gaan of regs gaan sonder dat U dit vir my kom sê nie. En ek wil hier met hierdie sang net jou gebed kom maak vanoggend. En wanneer ons die koorgedeelte sê, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place. And fill the atmosphere. Dan wil ek nie jy moet kyk na hierdie auditorium nie, maar jy moet kyk na die spasie van jou hart en sê, Here, come flood this place. Jou hart, kom vul my hart met U volle teenwoordigheid opnuut. Maak hierdie jou gebed vanoggend.